Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here nou met die sing van lied 203. Ons sing daar verse 1 en 3. Loof die Here al wat lewe. Loof die Vader, God. Sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe al oortreding en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Kom ons verenig saam in gebed. Ons groote almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons ook in hierdie erediens U heilige naam weer kan aanroep. Here, vir ons bly dit 'n voorreg, want soos ons nou na U wet geluister het, besef ons ook hoe sondig ons van nature is. Ja, Here, in die week wat verby is, het ons nie maar net sommige gebooie oortree nie. Ja, ons het al U gebooie oortree. En daarom bly dit vir ons genade dat ons U heilige naam kan aanroep, want U het dit vir ons moontlik gemaak deur ons Here Jesus Christus. Hy wat die wet vir ons volbring het. Hy wat ons weer met U versoen het, sodat ons as kinders in die Vaderhuis mag wees. Wat 'n genade is dit. Ja, Here, ons dank U daarvoor en ons loof en prys U heilige naam. U is die enigste ware God en hoe wonderlik dat ons U kan ken en U kan aanbid. Dankie dat U Uself aan ons openbaar deur die woord, maar ook daar buite in die skepping. Ons kan U grootheid en almag sien, Here, hoe U elke dag U skepping onderhou en regeer. Dankie dat ons weet dat niks op hierdie aarde sonder U wil sal gebeur nie, omdat U ook die groote verbondsgod is,
wat na ons die kinders omsien, weet ons dat alles wat in ons lewe gebeur, ook volgens u wil en u raadsplan is. Ons dank U, Here, vir ons belydenis en ook vir die leer oor die voorsienigheid wat uit u woord uitkom, wat ons ook ons eie kan maak. As ons vanoggend in die prediking daaraan aandag gee, wil u woord vir ons ontsluit, dat ons ook so uit hierdie wonderlike leer kan leef elke dag en u genade so kan ondervind. Vader, dankie dat ons weet u is in beheer van alles, ja ook die kwaad wat ons in hierdie lewe beleef. As ons mag kyk hoe gaan dit in die wêreld om ons, dan lyk dit baie keer asof die duiwel regeer. Maar tog weet ons, u het die Satan verslaan. En ons Here Jesus Christus is die groot koning aan die regterkant van u troon. Dankie Here Jesus, dat alles in u hand is. En help ons dat ons nie teen die slegte en die kwade sal vaskyk nie, maar dat ons op sal kyk en sal weet, niks en niemand kan sonder u funksioneer nie. Het selfs die duiwel in u hand. Wat 'n troos is dit nie vir ons nie. Ons bid vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat wat swaar kry, wat onder beproewinge verkeer. Vader, dink in genade aan hulle en wil U op u tyd weer vir hulle die uitkoms skenk. Maar dankie ook vir die goeie wat ons uit u hand ontvang, dat ons ook voorspoed in tye kan beleef. Dit is net so groot genade. Here, as ons dan nou u woord oopmaak, neem alles weg wat skeiding maak tussen u en ons, en wil u genadiglik ook al ons baie sondes vergewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons sing vervolgens van lied 509. Ons sing daar verse 1 en 2. Op berge en in dale en oral is my God. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook elke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes zwewe, volstyg ook, daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Sy troue vaderroe, sien alles van naby. Ons leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei. Die swam kies behoedheid, bekleed met gras die dood. Die kleinste werpie voedheid, sorg vir die groot heelal. My broers en susters, ons wil vanoggend in die prediking bietjie aandag gee aan leerprediking, soos ons dit ook bely daar by Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus. En ons skriflesing kom uit Paulus se brief aan die Romeine. Ons gaan hoofstuk 8 lees
daar vanaf vers 18. Romeine 8 vanaf vers 18. Ek gaan vooraf vir ons net Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus lees. Vraag 27. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dan is die antwoord: die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. En dan vraag 28, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan is die antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. En dan lees ons nou uit Romeine hoofstuk 8, ons lees daar vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie,
maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons lees tot sover. Nou, ons wil vers 28 as ons teksvers neem. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, broers en susters, jy weet die belydenis van God se voorsienigheid is deur en deur 'n geloofsdaad. Wanneer ons kyk na die gebeure om ons elke dag en ons sien katastrofes en natuurrampe, soos ons dit onlangs beleef het daar in die Weskaap, veral daar in die tuinroete met die oorstromings. Wanneer ons hoor van oorloë, dink maar aan die oorloë Amerika teen Iran, wat maar sukkel om tot 'n vergelyk te kom. Ja, Israel wat nog besig is daar in die Libanon en Gaza. As ons die oneerlikheid van die mense raak sien, soos dit ook die afgelope tyd ons nuusberigte oorheers het, waar die polisiediens ontrafel word en al die oneerlikheid wat daar uitkom, hebsug van mense, ag so kan ons dit opnoem. Weet jy, dan is dit vir ons baie moeilik om al hierdie dinge in verband te bring met die Bybelse God van liefde en orde. En daarom is die belydenis van God se voorsienigheid, soos wat hy dit vir ons in sy woord gee, vir die gelowige so 'n ryke troos en 'n bemoediging om daagliks te kan volhard in die geloof, ten spyte van al hierdie moeilike omstandighede. Dis juis hierdie wete dat God in beheer van alles is, ook die kwaad en die ellende wat ek in hierdie lewe moet deurmaak, dat die gelowige sulke tye kan deurstaan en nog steeds in God bly glo. Want deur die geloof weet jy dat God is in beheer van jou lewe en dat hy alles vir jou ook ten goeie gaan laat meewerk. Dit is tog die hoofsaak van die leer oor God se voorsienigheid. Nou broers en susters, kom ons gaan kyk dan nou in besonder na die leer. En dan kyk ons in die eerste plek, wat beteken dit as ek sê ek glo in die voorsienigheid van God?
Nou weet jy, daar's 'n verskil tussen God se skepping en God se voorsienigheid. Die skepping was die begin van God se werke. Die voorsienigheid is die voortsetting van God se werke. Die skepping was uit niks, terwyl die voorsienigheid oor bestaande dinge is. Nou, skepping en voorsienigheid, om nou die beeld te gebruik, is nou nie, soos ons in die ou tyd, sal ek maar sê, 'n horlosie gemaak het. Jy het die horlosie gemaak, dan het jy hom opgewen, en jy het hom daar op die rak neergesit, en hy het van self verder afgeloop. Nou, dis nie hoe God se skepping en voorsienigheid werk. Nee, God se voorsienigheid is deel van sy raadsplan. In ewigheid het God bepaal wat deur al die eeue moet gebeur. En hy het dit tot in die kleinste besonderhede ook vasgestel. Matteus 10 vers 29 en 30 sê vir ons dat God hom in sy ewige raad ook met die onbelangrikste en kleinste dingetjies besig gehou het, soos die voeltjies en die hare op ons kop wat getel is. Sy voorsienigheid is ook nie maar net 'n vooruitsien van hoe dinge sal gebeur nie. Nee, sy voorsienigheid is 'n besluit wat God geneem het, waarin alles vooruit bepaal word, sodat dit moet gebeur soos God dit wil hê. Die katekismes omskryf nou God se voorsienigheid as die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardeur hy sy hele skepping onderhou en regeer. Jy weet, broeder en suster, in ons daaglikse spreektaal sê ons gewoonlik, dit word somer of ons is nou in die winter. Maar die Bybel toon vir ons hierdie almagtige, alomteenwoordige krag van God, waardeur hy sy skepping onderhou en regeer, as ons lees in Psalm 74 vers 17, U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het, somer en winter is die werk van U hand. Ons sê, dit reën of dit sneeu. Die Bybel sê in Psalm 147 vers 16 en 17, hy gee sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as, hy laat dit hailstene reën, wees bestand teen die koue wat hy stuur. Ons sê die weer reën. Die Bybel sê in Psalm 29 vers 3, die stem van die Here weer klink oor die waters, dit is die magtige God wat die weer laat reën, die Here self is op die groot waters. Nou broers en susters, Psalm 104 is 'n loflied oor God se onderhoudingswerk in sy skepping. Ons 'n stukkie daarvan lees, daar vers 27 tot 30. Hulle is almal van U afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak U hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Broeder en suster, God se
onderhouding van sy skepping is deur en deur 'n bewys van sy genade. Sy genade waarsonder niemand en niks op hierdie aarde kan bestaan nie. Maar ons sien ons God onderhou nie net sy skepping nie. Hy regeer ook oor sy skepping. En hy doen dit deur middel van 'n groot aantal natuurwette wat hy ook daar gestel het. God regeer so oor sy skepping dat die katekismes dit juis hier noem dat niks toevallig kan gebeur. Want as iets toevallig gebeur, dan beteken dit mos God was nie in beheer daarvan nie. Nee, sê die katekismes, alle dinge kom uit die hand van God. Dit is hy wat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alle dinge vir en oor ons beskik. Nou broers en susters, hier is dit weer belangrik dat ons daarop sal let. Hier word nie net van die goeie gepraat nie, maar ook die slegte. Hier word uitdruklik gepraat van droogte, onvrugbare jare, siekte, armoede. Nou wat lei ons dan hiervan af? Dat ook die slegte kom uit die hand van God ons toe. Nou broers en susters, hoe moet ons dit nou verstaan? 'n Moeilike een, dat die slegte ook uit die hand van God ons toe kom. Nou, hier moet ons mooi onderskei, soos die Bybel dit vir ons wys. God is nooit die bewerker, of kan ons sê, die oorsprong van die kwaad. Die duiwel inteendeel is die oorsprong van die kwaad. Die kwaad kom van hom af. Nou as die Bybel hieroor praat, dan sien ons word die idee van toelating gebruik. 'n Voorbeeld, in Genesis 31 vers 7 sê Jakob aan sy vroue, julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. Dit sien ons ook by Job, sy geskiedenis. God laat die Satan nie toe om Job se lewe te neem nie. Nou as die Bybel dan nou sê dat God die kwaad toelaat, beteken dit ook nou nie dat God maar net passief sit en kyk hoe die mens kwaad doen nie. Nee, ons sê eerder dat God die kwaad in sy raadsplan beskik. Ek vir 'n voorbeeld noem. Wanneer die Here sy genade van 'n persoon onttrek, en hy leer daardie persoon nie wat sy wil is nie, hy leer hom ook nie gehoorsaamheid aan hom nie, dan sien ons, doen daardie persoon vanuit sy eie bose hart die slegte dinge. Maar nou sê ons daarby, hy doen vanuit sy eie bose hart, wat God van ewigheid af besluit het, moet gebeur in sy raadsplan. Maar broeder en suster, kom ons wees nou maar eerlik. Hier kom ons weer voor iets te staan, wat bo ons menslike begrip is. En ons laat dit daarby, want ons aanvaar soos God dit vir ons in sy woord sê. So as ons dit sê, ons glo in die voorsienigheid van God, dan sê ons daarmee, ons glo dat God vandag nog in beheer van sy skepping is. God se voorsienigheid gee dus aan die gelowiges hierdie wonderlike troos,
wat ook al met my gebeur, of dit die goeie of die slegte is, ons Vader is in beheer daarvan en hy weet vir ons die beste. En dit is ook hoekom Paulus hier in ons teksgedeelte kan skryf, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Paulus kan hier met sekerheid sê dat hy dit weet, want hy het God se voorsienigheid nog altyd in sy lewe ervaar. Die Bybel is ook vol getuienisse van God se voorsienigheid. Dink maar aan Josef. God kan ook die kwaad wat Josef se broers teen hom beding het, gebruik om die goeie te bewerkstellig. Hoor wat sê Josef vir sy broers in Genesis 45 vers 5. Julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. En is op grond van God se voorsienigheid dat Paulus ook kan sê dat God alles vir ons ten goeie laat meewerk. En broeder en suster, dit is die ryke troos, die bemoediging wat die leer oor die voorsienigheid vir ons as gelowiges inhou. Wat ook al my omstandighede is, God sal alles vir my ten goeie laat meewerk. Daar in vers 18 sê Paulus, die lyding wat ons nou moet verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Nou as Paulus nou hier van lyding praat, dan bedoel hy lyding in die algemeen. Lyding soos pyn en siekte en droefheid en armoede en frustrasies en teleurstellings. Lyding as gevolg van die sonde. Lyding wat ons het ter wille van ons geloof in Jesus Christus. Al hierdie lyding, sê Paulus, weeg nie eens op teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die dag as ons Here Jesus Christus weer op die wolke gaan verskyn en ons die ewige heerlikheid inneem nie. Die wete dat God ook in beheer van jou lyding is, wat jy nou hier op aarde moet deurmaak, en dat hy dit ook vir jou ten goeie gaan laat meewerk, maak jou lyding soveel draagliker. Al kan jy nie nou altyd die goeie sien wat God vir jou daar uithaal nie, weet jy dat dit tog in die toekoms sal aanbreek, al is dit dan die dag met die wederkoms van Christus. Daarom, broeder en suster, moet ons ook daagliks volhard in ons geloof, ook deur moeilike omstandighede heen. Ons moet vashou aan die leer oor God se voorsienigheid, want dit gee mos aan my die versekering, die Here sal vir my alles in my lewe ten goeie laat meewerk. Nou, hoe is dit moontlik om daagliks in so 'n verhouding met die Here te kan leef? Die katekismes wys hier vir ons op 2 dinge. Hy sê ons moet in alle teëspoed geduldig wees en ons moet in voorspoed dankbaar wees. Dis hoe ons moet leef, in teëspoed geduldig wees. Nou weet jy, die oomblik as dit met ons sleg begin gaan, kan ons so maklik geduld verloor. Ons raak so gou opstandig as dinge nie gebeur, soos ons dit graag wou hê nie. Maar, ons moet in hierdie tye juis 'n vaste vertroue op God stel en geduldig wees.
Hoekom? Want God self maak dit vir ons moontlik om geduldig te kan wees. En hy doen dit deur die Heilige Gees. Alhoewel ons daagliks saam met hierdie skepping sug dat die Here tog 'n einde sal maak aan die sonde en die verganklikheid van hierdie wêreld, kan ons ten spyte van ons versigtinge steeds volhardend op God vertrou, want die Heilige Gees sug ook saam met ons. Hy pleit volgens die wil van God ook vir die gelowiges. Ja, ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Die Heilige Gees dra ons daardeur. Maar die tweede plek wys die katekismus, ons moet ook in voorspoed dankbaar wees. Nou weet ek nie altyd wat is die maklikste of die moeilikste nie, om in teëspoed geduldig te wees, of om in voorspoed dankbaar te wees. Ons as gelowiges se lewe hier op aarde is nou 'n dankbaarheidslewe toegewy aan Jesus Christus vir die verlossing wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. Nou wys die praktyk dit ook vir ons uit dat gewoonlik vergeet 'n mens die vinnigste van jou Here as dit met jou goed gaan. As jy voorspoed beleef. Maar ons moet net onthou, ook wanneer jy die goeie beleef, kom dit van die Here af. Dis genade wat jy ondervind. En daarom mag ons nie van die Here vergeet nie. En moet jou hele lewe elke dag getuig van 'n dankbaarheid teenoor die Here. Ja, dankbaarheidsdade teenoor die Here vir sy groot genade. God laat alles ten goeie meewerk en daarom moet ons in teëspoed geduldig wees en in voorspoed dankbaar wees. Nou broeder en suster, nog 'n ding wat ons hier nie uit die oog moet verloor nie is, God laat nie alles vir alle mense ten goeie meewerk nie. In ons teksvers sê Paulus dit baie duidelik dat alleen vir diegene wat vir God liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, werk alles ten goeie mee. En daarom is hierdie waarheid alleen vir die gelowiges 'n bemoediging. Paulus sê daar in vers 31, God is vir die gelowige. Wie sal dan ooit teen hom kan wees? Jesus het ons lief en niks en niemand kan ons meer van sy liefde skei nie. Hy is in beheer van ons lewe en daarom sal alles vir ons ten goeie meewerk. Dis hoekom die katekismus byvoeg dat ons ook in alles wat nog oor ons kan kom 'n vaste vertroue stel op ons getroue God en Vader, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Geloof in God se voorsienigheid gee vir jou as gelowige ook bemoediging vir die toekoms. Jy hoef nie die toekoms te vrees nie, want God is ook in beheer van die toekoms. Hy het dit in sy raadsplan bepaal. Ja, ons raak baie keer so pessimisties as ons al die negatiewe dinge in die wêreld en hier in ons land raak sien. Mense vra baie keer, maar as dinge so aangaan, gaan hier nog vir ons 'n toekoms in hierdie land wees? 'n moeilike vraag, ja. Gaan hier vir ons nog 'n toekoms wees? Broeder en suster, ons weet nie. Ons weet nie of dinge met ons beter gaan en of dit dalk slegter met ons kan gaan nie. Maar een ding weet ons wat ver oggend hier sit. Ons weet verseker,
God se koninkryk gaan deur al hierdie dinge heen kom. Al gebeur wat ook al. Al moet ons nog groot lyding, benoudheid, vervolging, gevaar, honger of naaktheid deurgaan. Niks kan ons meer van die liefde van God skei nie. Vers 38 sê Paulus, nie eens die dood, of lewe, of engele, of bose magte, of hoogte, of diepte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. So hiermee sê Paulus vir ons, God is in beheer van sy hele skepping, selfs in beheer van die bose magte en kragte. Niks gebeur as hy dit nie so gewil het nie. Katekismus voeg by, alle skepsele is so in sy hand, dat hulle teen sy wil, hulle nie kan roer of beweeg nie. Broeder en suster, om in God se voorsienigheid te glo, is om in alle omstandighede op hom te vertrou. As jy siek is, vertrou op hom. As jy bedroef is, vertrou op hom. As jy nie geld het nie, vertrou op hom. As jy gelukkig getroud is, dank die Here daarvoor en moenie ophou om op hom te vertrou nie. As jy dalk bekommerd is oor jou of jou kinders se toekoms, vertrou op die Here. Hy is in beheer van alles. Hy sal vir sy kinders wat hom liefhet, alles ten goeie laat meewerk. Amen. Kom ek doen vir ons 'n dankgebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U Here vir hierdie wonderlike leer wat uit U woord kom, die leer oor U voorsienigheid. Dankie dat U elke dag nog in beheer van U skepping is, dat U dit onderhou en regeer, en dat alles van U afhanklik is. Dankie Here, dat U ook in beheer van die slegte en die kwade in hierdie skepping is. Ja Here, ons weet, Satan kan ook maar net gaan so ver U hom toelaat. En dis vir ons 'n groot troos om te weet, U, ons koning, is in beheer van alles en almal, en U sal vir ons, U kinders, ook alles ten goeie laat meewerk. Gaan met ons in hierdie week wat voorlê, hou U hand van bewaring oor ons uitgestrek, en dankie Here dat U ons God en Vader is. Hoor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou ten slotte van lied 464. Ons sing daar verse 1 en 2. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan
groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik U en groot naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, die son, verklein, vergroot, verander, en die sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek Jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik U en groot naam. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.